Dit was nou so 'n mooi storie daai. Ek het nou vandag baie druk wat ek op arme Pablo sit, want hy het hy en Graham is vandag alleen agter, so nou moet hulle al die knoppe druk en alles en betyds oorskakel ook nog op die PowerPoint en ek weet Engels, Afrikaans is nou nie Pablo se eerste taal nie, so maar dankie Pablo. Die titel van my boodskap vir oggend. Wat is werklik belangrik in hierdie oomblik? Ons het 2 skrifgedeeltes. Judas 22, die boekie van Judas. En ons gaan net 'n klein stukkie daar lees. Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. En dit sal later meer sin maak. Die ander gedeelte is in Openbaring hoofstuk 18 vers 4 tot 5. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan weg van haar, my volk, sodat julle nie ook deelneem aan haar sonde nie, en haar pla nie oor julle bring nie. Haar sonde het opgehoop tot aan die hemel, en God het haar onregverdige dade onthou. Tot sover. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir u genade oor ons. En Here, dankie vir u woord, sodat ons kan leer. En sodat ons, Here, nie soos, dat ons nie met blindheid deur die lewe hoef te gaan nie, maar kan sien hoe u na ons omsien, Here. Amen. Ek het 2 verhale vandag om te vertel. Nou die een is opgeteken in die Ou Testament en die ander een is nie. Dis deel van Duitsland se geskiedenis. Maar ek gaan die eerste verhaal, die een wat uit die Ou Testament uitkom, eers vir julle vertel. Nou eers net so 'n bietjie agtergrond. Nou hierdie verhaal het gebeur terwyl Dawid koning was en dit was naby die einde van sy regeringstyd. En dit was toe sy eie seun Absalom 'n staatsgreep probeer het. Dawid het toe natuurlik gevlug want hy wou nie teen sy seun veg nie. Maar Absalom wou nie net die troon hê nie. Hy wou ook sy pa uit die weg hê. Nou in die geveg wat gevolg het, moes Joab toe die moeilike besluit neem om Absalom dood te maak. En in die naderdraai van die storie het Dawid baie steun verloor. Vir die manier wat hy opgetree het en vir wat hy alles gesê het en so aan. En veral mense van die noordelike stamme was nie meer so seker of Dawid ooit die regmatige troonopvolger van Saul was nie. En dit was natuurlik 'n gulde geleentheid vir iemand wat die brose stabiliteit van die land wou ontwrig. Iemand soos Seba, 'n man uit dieselfde stam as Dawid. 'n man uit dieselfde stam as Saul, Dawid se voorganger. So kom ons lees Seba se storie in 2 Samuel 20 vers 14 tot 22. Nou Seba het by al die stamme van Israel langs gegaan, na Abel en Bet-Maga en na die Beriete. Hulle het byeengekom en die stad binne gegaan, ook agter hom aan. Joab se manne het toe gekom en hom in Abel Bet-Maga beleer. Hulle het 'n beleringswal teen die stad opgehoop sodat dit in posisie was by die verdedigingswal. Terwyl die manskappe by Joab verwoesting aangerig het om die stadsmuur te laat val, het 'n wyse vrou uit die stad geroep, luister, luister, sê asseblief vir Joab, kom nader hierheen, ek wil met u praat. Toe hy nader gaan na haar, sê die vrou, is u Joab? Dit is ek, antwoord hy. Sy sê toe vir hom, luister na die woorde van u dienares. Ek luister, het hy gesê. Daarop sê sy, in die verlede het hulle altyd gesê, doen maar net navraag in Abel, en so is die saak besleg. Nou ek praat namens die vredeliewendes van getroues in Israel. U probeer om 'n stad, ja 'n moeder in Israel dood te maak. Waarom wil u die eiendom van die Here verslind? Joab het egter geantwoord, ek sal dit nooit doen nie. Ek sal nie verslind nie en ek sal nie vernietig nie.
Dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar 'n man uit die heweland van Efraim, Seba, seun van Bichri is sy naam, het sy hand gelig teen die koning, teen Dawid. Lewer hom alleen uit, dan sal ek wegtrek van die stad af. Toe sê die vrou vir Joab, goed, sy kop sal naïef van die stadsmuur af gegooi word. En ja, julle hoor reg, dis presies wat sy sê. Die vrou het met haar wysheid na al die mense gegaan. Hulle het Seba, seun van Bichri, se kop afgekap en na Joab gegooi. Hy het toe op die ramshoring geblaas en hulle het uiteengegaan, weg van die stad, elkeen na sy tente toe. En Joab het teruggegaan na Jerusalem, na die koning. Vir jare het hierdie verhaal vir my uitgestaan as een van die Bybelse vertellings, wat my sonder woorde laat. Die manier waarop dit sommer net neergeskryf is, asof dit gaan oor die weer, laat natuurlik eenvoudig 'n mens se gedagtes en woorde stom word. En ek dink deel van my probleem was, om een of ander rede, het ek hierdie wyse vrou van Abel Bet Maga die prentjie gesien van 'n ouer dame met 'n voorskoot aan met sulke meelkolle op en jy weet soos gewoonlik 'n kindertjie wat so aan haar rokspand hang. En miskien is dit die rede waarom die wyse raad, haar wyse raad, my verstom het. Maar dit is net dit was net 'n prentjie in my verbeelding en dit nou nie by te dra by die boodskap nie. Wat wel by te dra het, is dat daar 'n paar dae moes verloop het tussen die dag toe Seba en die stamleiers van in Abel Bet Maga byeengekom het en die dag toe hierdie vreemde gesprek tussen Joab en die wyse dame plaasgevind het. Hoe weet ons dit? Want dit neem tyd om verdedigingswalle en 'n beledingswal teen 'n stad op te rig. So die gedagte dat haar stad vernietig gaan word, omdat een rebel daarin wegkruip, en die oortuiging dat iemand iets moet sê daaroor, het tyd gehad om te vorm in die gedagtes van die wyse tante van Abel Bet Maga. En toe sy dalk sien dat niemand iets gaan sê nie, het sy op die muur geklim en haar vraag aan Joab gestel. En dis 'n belangrike vraag. Waarom moet die hele stad se mense in die aanval sneuwel, terwyl hulle nie die koning van Israel se vyand was nie? En vir my, die feit dat haar wyse raad gevolg is om Seba se kop oor die muur te gooi, beteken dat die stamhoofde met wie Seba sy besprekings gevoer het ook dieselfde gevoel. Hulle was nie die koning se vyande nie. Hulle was maar net mense wat hul vee wou laat wei, hul lande wou bewerk, beskerming teen invalle wou hê en stabiliteit in die land. Waarom die vyand van die koning huisves en saam met hom sterf? Nou hierdie stad en die stryd en die amperse vreeslike ding wat sou gebeur het as Joab se leermag deur die muur van Abel Bet Maga gebreek het, voordat die tante ingetree het en letterlik almal se lewens gered het my laat dink aan 'n ander stad en 'n ander stuk geskiedenis wat ook soos 'n storie klink. In die jaar 1140 in Duitsland het die hertog van Welf in opstand gekom teen keiser Konrad III. Die keiser se leer was natuurlik te sterk vir die van die hertog, en die hertog het teruggeval en skuiling gevind in sy kasteel, Weinsberg. Nou daar was nie net soldate vasgekeer in die kasteel nie. Daar was gewone mense ook, mans, vroue, kinders, almal wat deel geword het van die geveg, omdat hulle in daardie gebied gewoon het. Die mense binne die kasteel was natuurlik in 'n benarde posisie, want die keiser wou die hertog en almal wat vir hom geveg het uitroei en die kasteel verbrand as voorbeeld vir enige een wat dit sou waag om teen hom in opstand te kom. Dit het natuurlik goeie sin gemaak.
Net soos wat Joab se belering van Abel met Maga goeie sin gemaak het, om te keer dat die land in chaos verval. Die keiser was egter nie 'n ongenaakbare mens nie. Hy het aangekondig dat die vroue en kinders wat in die kasteel was, ongedeerd die kasteel kon verlaat, voordat hy sal aanval. Maar meer as dit, hy sou die vroue toelaat om met dit wat hulle kon saamdra, weg te stap, sodat hulle ten minste op 'n ander plek weer 'n bestaan sou kon maak. Maar wat 'n vreeslike oomblik moes dit nie gewees het nie, nê? Alhoewel die vroue het darm 'n oomblik gehad om afskeid te neem en vinnig 'n klompie goed bymekaar te maak, maar hulle het ook geweet, sodra hulle met hul bondels goed deur die poort was, sou hul mans en jong seuns wat oud genoeg was om die swaard op te neem, sterf. Uiteindelik kon dit nie langer duur nie, en die kasteelpoort het oopgegaan. En een vir een het die vroue van Weinsberg uitgestap. Maar in die plek van huisraad en lewensmiddele het elke vrou haar eie man op haar rug gedra. Die paadjie was maar steil en klipperig en 'n man kan nogal swaar wees. Maar dit was nie hul grootste bekommernis nie. Wat sou die keiser doen? 'n Klomp van die keiser se soldate het beswaar gemaak, want hulle het duidelik geweet, dit was nie wat die keiser bedoel het nie. En dit was ook nie asof die vroue van Weinsberg die keiser verkeerd verstaan het nie. Maar die keiser was 'n man van sy woord. Hy het nie sy soldate toegelaat om die mans dood te maak wie se vroue hulle uitgedra het uit die kasteel uit nie. Hy het ook erkenning gegee aan die vroue wie se liefde vir hul mans groter was as 'n liefde vir hul besittings en wie hul eie veiligheid op die spel geplaas het ter wille van die kans om hul geliefde mans se lewens te red. Toe die vroue by hom verby was, het hy die keiser die bevel gegee om die kasteel aan te val. Almal binne die mure het gesneuwel en die kasteel is verbrand, soos wat hy gesê het, hy gaan doen. En vandag is die murasie op die heuwel 'n bekende monument om die, en ek weet ek sê dit verkeerd, want ek is nie Duits magtig nie, om die Troewe Weiber, getroue vroue van Weinsberg kasteel te herdenk. En die kasteelmurasie het die naam gekry van Weibertroe. Soms is verhale so vreemd dat 'n mens amper nie verby die vreemdheid kan sien nie, soos hierdie twee verhale. Vir jare het ek die verhaal van Abel met Maga gelees en gewonder of daar enige iets te leer is daarin. Maar toe ek hierdie twee verhale van 'n ander hoek af bekyk, het ek besef, dit antwoord die vraag, wat is werklik belangrik in hierdie oomblik? Hoekom hierdie oomblik? Want hierdie oomblik is al wat ons het. Gister is verby. Ons kan nie die keuses wat ons gister gemaak het omkeer nie. Ons kan net aanpas by die gevolge daarvan en hopelik uit ons foute leer. En môre behoort nie aan ons nie. Ons weet nie eens of ons môre gaan sien nie. So ons het letterlik net hierdie oomblik, vandag. Elke rolspeler in die twee verhale moes 'n keuse maak op grond van wat vir hulle belangrik was in die oomblik. En dit was belangrike besluite, want dit het bepaal wat met hulle gaan gebeur. Nou een ding wat die twee verhale in gemeen het, is genade vir die mense wie se lewens in gedrang was. Joab het genade gehad vir die mense van Abel met Maga, net soos wat keiser Konrad III genade gehad het vir die vroue van Weinsberg kasteel en ook vir die mans wie se vroue hulle uit die stad uitgedra het. En hier dink 'n mens aan 'n pragtige godspraak in die profetiese boek Esegiel. Kom ons lees Esegiel 33 vers 11. Die Here is aan die woord en hy sê, so seker as wat ek leef, is die uitspraak van my Heer, die Here.
ek vind geen vreugde in die dood van die goddelose nie, maar wel vreugde daarin dat 'n goddelose terugkeer van sy pad en leef. Keer terug van jou bose paaie. Waarom wil julle sterf, huis van Israel? Dit klink baie soos die woorde van Joab, toe die tante oor die muur na hom geroep het, en hy haar verseker het, dat hy geen behae daarin het om die mense van Abel Bet-Maga uit te wis nie. Maar soos hy ook uitgewys het, die vyand van die koninkryk was in hul midde, en hulle het hom toegelaat om daar te skuil. Daarom was dit belangrik vir Joab, dat hy drasties optree om die integriteit van die koninkryk te beskerm, om Dawid se koningskap te verdedig, om reg en geregtigheid te laat geskied. Maar dan het ons die interessante stukkie waar die tante, wyse ou tante vir Joab herinner, dat Abel Bet-Maga dan bekend was vir die wysheid van haar inwoners, en dat hulle vredelewend en gerespekteer was. Maar hier is nou die ding. As ons verder lees in Esegiel 33, dan sal ons weet, gister se goeie lewenswandel kanselleer nie vandag se goddeloosheid uit nie. Net soos gister se slegte lewenswandel jou nie vandag van regverdigheid kan beroof as jy tot inkeer kom nie. Kom ons lees Esegiel 33 vers 12 tot 13. En jy, mensekind, sê vir die mense van jou volk, die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. En die goddeloosheid van die goddelose, daardeur sal hy nie tot 'n val kom op die dag wanneer hy hom bekeer van sy goddeloosheid nie. Ja, die regverdige, hy sal nie deur sy geregtigheid kan bly leef op die dag wanneer hy sondig nie. Wanneer ek vir die regverdige sê, hy sal beslis leef, maar hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg, geen van sy regverdige optrede sal in herinnering geroep word nie. Deur die onreg wat hy gedoen het, daardeur sal hy sterf. Dit is belangrik dat ons nie staat maak op gister se regverdige optrede en dink, ons kan vandag 'n bietjie sonde en goddeloosheid in ons midde vertroetel nie. Ons weet, God het geen behaag daarin om mense uit te wis nie, maar om mense te red van sonde, van goddeloosheid en van ewige verderf. Maar ons weet ook, dit is belangrik, dat die heiligheid van God se karakter en die integriteit van God se koninkryk en sy regering beskerm word. En hier is die belangrike ding wat ons ook moet onthou. Genade en geregtigheid is nie teenoorgestelde pole nie. Ek gaan dit weer sê. Genade en geregtigheid is nie teenoorgestelde pole nie. Dit is die grondbeginsel van God se koninkryk. Daarom is dit nie verbasend dat selfs die profetiese boek van Openbaring so vol oproepe tot bekering is nie. God het geen behaag daarin dat sondige mense verlore moet gaan nie. En dit bring my nou vir oulaas terug na die stukkie geskiedenis van Weinsberg se kasteel en 'n paar gedagtes om te oordink. Toe die keiser sy oproep gemaak het dat die vroue uit die kasteel moet kom sodat hulle kan lewe, het hy ook beloof dat hulle kan saamneem wat hulle kan saamdra. Maar sy oproep herinner ons nogal aan een van ons skrifgedeeltes, Openbaring 18, en ek lees net vers 4. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan weg van haar af, my volk, sodat julle nie ook deelneem aan haar sonde nie, en julle haar pla nie oor julle bring nie. Ek is seker, daar was mense binne Weinsberg kasteel wat in die hitte van die oomblik kant gekies het vir die hertog en sy rebellie, en dalk later tot ander insigte gekom het.
Net soos mense wat in die hitte van die oomblik wil self aan die kant van die vyand van God skaar, net om later tot inkeer te kom, wanneer hulle die verkeerdheid van die saak besef. Ek vermoed ook daar was mense in daardie kasteel, wat nie deel wou wees van die hertog se rebellie nie. Mense wat op die verkeerde tyd hulle self op die verkeerde plek bevind het. 'n Plek waar hulle nie moes wees nie. Maar ons weet, toe hulle eers binne is, was daar nêrens vir die mense om heen te gaan nie. En daar was geen wegkruipplek nie. Die swaard en die vuur sou almal gekry het, as die keiser nie genade betoon het, en die vroue en hul kinders geroep het, om uit die stad uit te kom nie. Ek weet nou nie wie die plan uitgedink het, om haar man uit te dra nie. Ek weet ook nie of al die vroue uitgekom het, en of daar van hulle was wat eerder die swaard wou opneem teen die keiser nie. Maar ek weet, die vroue wat uitgekom het, het genade en lewe ontvang by die keiser. En in die konteks van hierdie boodskap is hulle vir my 'n simbool van elke mens wat hoor en ag gee op God se oproep om nie deel te wees aan die goddeloosheid van die wêreld nie. In die geskiedenisboek het die vroue bekend geword as die troue weiber of getroue vroue van Weinsberg. Maar dit was nie omdat hulle die moed gehad het om uit die stad te kom nie, maar oor dit wat hulle as belangrik beskou het op daardie dag. Dit was vir hulle belangrik om lewens te red, eerder as om net vir hulle self voorsiening te maak om op 'n ander plek 'n nuwe lewe te begin. En daardie dag is baie lewens gered, omdat die keiser ook genade gehad het vir die mans van Weinsberg wie se vroue hulle uitgedra het. Want so maklik kon hy die bevel gegee het, dat hulle teruggestuur moet word om saam met die hertog en sy ander soldate te sneuwel. En in hierdie stukkie verhaal is hulle vir ons 'n goeie simbool van die mense wat ondersteuning nodig het om uit die wêreld se moeilikheid te kom. Mense wat die plek bereik het waar hulle terug wil keer na God toe, maar sukkel om alleen die pad te loop. Vandag is Weinsberg se kasteel 'n murasie, uitgebrand en sonder inwoners. En 'n monument om ons te herinner aan die finaliteit van God se oordeel. Nou ek is dankbaar daar gaan 'n dag kom wanneer die Here gaan sê, dit is verby. Maar ek wil u uitnooi om vandag u self af te vra. Wat is belangrik in hierdie oomblik wat ek het? En ek hoop wat vir ons elkeen belangrik is om nie net te dink aan onsself nie, maar aan die taak wat Christus aan sy disippels opgedra het, om te getuig van die woord van God, en om soos ons ander skrifgedeelte ons leer, ons te ontferm oor diegene wat sukkel om die geloof te behou. En dit is my boodskap vir u vandag. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir u genade, u groot genade. En Here, ek vra dat u ons sal elke dag onthou om in hierdie oomblik wat ons het, goeie keuses te maak. Goeie keuses vir onsself, Here, maar ook goeie keuses om mense wat rondom ons is, raak te sien. En dieselfde genade wat u ons gee, Here, ook aan hulle te gee. Here, ek vra dat u met elkeen wat vandag hier is, sal wees. En elkeen wat nie vandag hier kon wees nie, wat nodig het om u stem te hoor en te besef, u het ons meer lief as wat ons besef.
het geen behaag daarin dat ons verlore gaan nie, Here. En daarom moet ons nie bang wees om U te vra en sê, Here, kom my swak sondaar asseblief tegemoet nie. Maar Here, nie net my nie. Versterk asseblief my hande, dat ek dit kan uitsteek na U kinders wat nie opkyk en sien, U het hulle meer lief as wat hulle besef nie. Ek vra dit nie uit verdienste nie, Here. Ek vra dit in U liefdevolle genade. Amen.